Los vir my daar, daar deur in die bosveld, waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou Mopani voel dit heilig. Los vir my daar, en daar is dit veilig. Ek wil die oggend begin met 'n blik vol koffie en in die hand gaan bad onder die hitte van 'n donkie. En ek is jagter, ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die Guaribos waar die kudu spoor en 'n jakkalsjank soos 'n geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe. Ek is jagter, vat my bosveld toe. Waar daar bosveld is, daar lê my hart. Langs 'n rooi grondpad en Hakkiestraat. By die ou plaas ek, is waar ek sal wag. Is waar die manne by mekaar kom, so begin die jag. Want is hier waar jy my kan neerlê, en ek lang gesprekke met die jou baas het. Ek is jagter, ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die Guaribos waar die kudu spoor en 'n jakkalsjank soos 'n geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe. Ek is jagter, vat my bosveld toe. Want dit is hier waar ek weer net 'n man van die bos kan wees. Dit is hy iets wat die gees van die jag vir jou kan gee. Want ek is jagter, ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die Guaribos waar die kudu spoor en 'n jakkalsjank soos 'n geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe. Ek is jagter, vat my bosveld toe. So begin hy. Hanke, Daar begin hy nou. Appel my ou maat, baie welkom hier by Vat die Spoor. Dankie dat jy vir ons 'n baie tydjie kon afknyp. Julle is by ons volgende aflewering. Die jagseisoen is hierso. 2 dae terug in die ou tyd toe daar nog nie geproklameerde plase in mooi groot wildtuinings was nie. Toe die manne my maand is jagtyd. Dis die tyd. Veral met die vakansiedag wat altyd op 'n 1 Mei val, is altyd groot jagnaweek altyd. So baie welkom dat julle weer ingeskakel het. Appel het besluit om hier by ons aan te sluit. Appel, vertel gou 'n bietjie vir ons het nou die aand saam met jou en Hanke het ons daar by chat 'n bietjie jag. Was daar in die Atterbury Theater gewees so 'n paar weke terug en dis waar jy jou CD Ja, basies bekend gestel. ja, ek het daar boerloop deur my are, is die serie wat nou sopas uit is, daar bekend gestel. Ek is baie opgewonde oor die album. Ons ook. Ja. En dit was Hy vir het my al 'n bietjie diens gedoen die Dit- laaste al 'n paar bietjie jaar. diens Dit was vir gedoen. my ongelooflike groot voorreg om met 'n groot jaggees soos Hanke daar op daai verhoogtes, my bek het oopgehang. Jy weet, dit was hy, Dave Peppler gewees, ou Albie, en met sy storie van die Dalai Lama en ou Rikus, jy weet, mens kan nie help om vir Rikus Jonathan nou te lag nie, jy weet, mens kyk uit vir hom en lag. Hoor jy, op daai punt van die musiek, kom ons gesels gou daaroor. Ek wil graag 'n bietjie meer jag met jou gesels, maar Yes. op die punt van die musiek, vertel ons, wie is Appel? Waar kom dit vandaan? Waar het jy in musiek? Waar het jy besluit dit is wat jy gaan doen? Ek het standaard 6 in die koshuis gekom op Afrikaans hoor in Pretoria en daar was 'n matriek gewees wat heeltyd gitaar geslaan het. En ek was daar in die koshuis gewees want ek kom af van net so buite Brits van die plaas af. Ja. En toe ek die man nou hoor die gitaar so tokkel, toe weet ek, jessie maar, haar kort iets by daai wat hy speel. En toe het ek net woorde begin bysit by elke keer, toe sê ek maar toe die matriek nou uit is. Toe sien ek, jemel, ek gaan nou self moet leer gitaar speel, want
Ek kan nou nie meer So jy het basies net met woorde begin. Jy daar op daai stadium nog self nog Ek het eers standaard 8 begin. Ek kan tot vandag toe nog kan ek nie 'n noot lees nie. So alles is op gehoor en dis hoekom ek sê, jy weet, elke liewe ding wat ek voel nou maar na my kant toe kom en ek dink is maar met almal so is van bo. Jy weet, die Here het Amen. Nee, dis so, dit kom mooi in jou in baie van jou stukke. En ek wil net so 'n bietjie daaroor vra ook, waar kry jy inspirasie? Is dit maar jy het nou 'n baie goeie met 'n sterk punt begin en dit is 'n baie goeie eienskap van enige persoon, maar waar en ek meen jy sing oor 'n breë spektrum van goed. Jy sing studente songs. Ja. Jy het 'n bedonderde jagsong geskryf. Jy het daai jou album se titel Boer loop deur my are. Ek meen dis baie sterk. Weet so jy kan die ligte lyn van die lewe kan jy vasvat. Jy kan ook oor ernstige goed sing. Waar kry jy die meeste van jou inspirasie vandaan? Is dit maar wie jy is? Is dit hoe jy dink oor goeters? My inspirasie is maar hoofsaaklik mense en hoe hulle reageer op sekere situasies. Ek kan vir ure net luister na gesprekke. Ek dink is 'n baie vir 'n persoon is dit belangriker om te kan luister as om te antwoord, as om heeltyd te kan. Dit is so. En dit het ons al baie in die moeilikheid. Ja, maar om 'n Bosveldvuur is dit nou anders. Maar ek dink dit vir my om terug te kom by daai wat jy gepraat het van die balans. Ek dink 'n mens met 'n baie goeie balans kan handhaaf in die lewe. Jy kan nie te ernstig wees nie. Jy kan nie jy moet die ligsinnigheid van die lewe ook kan hanteer, want ek voel, weet, die Here het humor op die aarde gesit, die Here het erns op die aarde gesit, en as jy mense kan waardeer vir wat hulle is, en dit alles net kan opneem, en mense respek, want alles is wederwysige respek, en dit kom in die jagveld ook, Ja. en vir my gaan dit oor, die kern van respek is liefde, so as jy liefde vir almal het, dan dis hoe mense my inspireer, want ek het 'n ongelooflike passie en liefde vir mense, veral vir die boeregemeenskap. En Hanke, hy praat van 'n passie. Ek het nou lekker hier gesit. Ek sou op my serie wees, ek wil nie so stoks lyk. My sy program is, ek weet nie wat om te maak nie, maar die passie waarvan Appel praat, kan jy duidelik sien as hy sing. Natuurlik. En ek meen dit is tog waarvan hierdie hele wat ons hier doen bymekaar gesit is. Die spil draai om jag. Ja. Dis waaroor dit gaan. En ons is nou in daai seisoen ook, né? Raak bietjie koeler in die oggende en jy kan voel die jagseisoen is hier en jy weet om terug te kom na Appel toe, as jy net gesien het wat die gehoor se reaksie was op baie liedjies wat jy gesing het. Absoluut great. Maar daai was dit om jagters bymekaar. Nee, natuurlik. En dit was nou nog lekker met 'n aanloop na die jagseisoen toe. Dit was nog 'n maand of wat weg en hier is ons nou binne in my maand. En op daai punt ek wil vir jou vra, Hanke, en jy moet ook nie man met 'n vraag of twee gooi, maar en jy het gesê ons moet nou nie vir jou met greine en gramme en goede hier kom mekaar maak. Ek kan vir jou nou herken, wiskunde is nog altyd my swakpunt. Nee, ons gaan nie so vra. Ek wil weet, jag. Daai liedjie kom nie val nie uit die lug uit nie. Jy moet 'n liefde hê vir jag. Waar het jy dit gekry? Hoe het julle familie, waar kom jy's 'n jagter. Jou van jou. Ja. Jy staan vir dit? Ongelooflik passievol. Waar kom dit vandaan? Maar jag is vir my 'n baie breë spektrum. Soos om 'n voorbeeld te vat, ek was laas jaar het ons gaan skiet in Oldies. En dit was ek, Rikus Nel gewees, Pietman die Skot van Stoep Stories en Bok gewees. En man, ek sê vir jou, toe ons die gitare daar langs die Bosveldvuur uithaal en die manne begin stories vertel. En daai is waar alles vir my gaan. Dit wat daar gebeur met jou waar jy in die veld is en jy gaan skiet self. Dis tussen jou en die ou bos. Daai tyd is heilig. Dis heilig. Yep, dis heilig. En vir my, jy weet, daar waar ek nou gesit het so onder die boom en ek het die geweer so en kyk ek so vir die voeltjies so deur die scope, ek het met bokse blazer geskiet. En nou kyk ek so kyk ek die voeltjies om te kyk of die loop in is en alles en goed. Nou sit ek hom so terug, weer so terug. En Pietman verduidelik dit so mooi en dan dink jy nou oor jou week en dan al die dramas wat aangegaan het op jou daaglikse roetine. En dan as jy nou weer inloer, dan staan hy bok net so en dan klaar aan kap hom. En dit is 'n moerse triomf as jy daai bok nou geskiet en daar's niks wat oor daai adrenalien wat in jou pomp. Die oomblik wanneer daai bok getref het en die ding is wat ek agtergekom het ook elke keer wat ek nader aan die dier kom wat ek wel geskiet het. Daar's vir my 'n respek wat ek toon teenoor die dier ook en goed en dis nie van ek skiet net omdat dit lekker is nie. Dit was regtig vir my daai gevoel, ek voel wat daar aangaan. Daai gevoel, Hanke, ons
ons storie is nou in ons Mei maand uitgawe van daai mooi ou koedebil wat ek saam met jou gejag het. En presies dit wat Appel nou sê, daai laaste paar tree soontoe. Ek skryf nou al 'n wyle, skryf ek voordat ek by Wild en Jag was, het ek 'n paar jagstories al geskryf vir verskeie publikasies ensovoorts en dit is my dag tot dag taak om ietsie neer te sit vir ouens om te kan geniet en tot nou toe nog sukkel ek om daai laaste 45 sekondes op pad bok toe te verwoord. Jy kan nie. Jy kan nie. Ek dink 'n goeie voorbeeld, ek het dit in hierdie artikel gesê ook, is daar waar ek en jy besef daar lê hy nou. Jy weet wat jy ook sê, daar lê die bok nou, jy gaan en ek dink die video kon dit hierso nogal bietjie vasvang en jy kan dit nie sê nie. Jy kan dit dis baie so moeilik om dit te beskryf, maar dit is tog waaroor dit gaan nie. Is daai laaste daar's net iets daar en dis moeilik om dit vir iemand te verduidelik. Ja, jy betree, dis 'n sielstilte wat is en is asof jy 'n tonnel betree en alles wat om jou aangaan is ewe skielik weg. En daar sien jy wat jy nou net. Ek dink dis daai hinkering wat ons het hierdie tyd van die jaar. Almal het hierdie tyd van die jaar om in die veld te kom. Daai hele hinkering, daai hele gevoel van weet jy ek moet daar uitkom. Het 'n groot deel te doen met die respek of die emosies wat jy toon as jy daai ding geskiet het. Dis hoekom ons tog probeer om die jag terug te kry wat ons dink is die regte tipe jag. Dis maklik in Engels te bewoord is om te sê the way that we conduct that. Ja. Dis hoe ons dit doen. Dis hoe ons daai goeders doen. Dis wat ons uitleef. Verstaan? Ja. En ek dink hoe meer jy dit doen, hoe meer raak daai euforia van die einde van die jag. En dit gaan nie oor die dood van die dier nie, dit gaan oor daai euforia van die jag. As jy al daai emosies inkry en jy kry hoendervleis en jy staan daar en jy dink, weet jy wat? Hier is een van my grootste memories ooit. Ja. En ek dink dis waarvoor ons jag. Nee, verseker. Hoor jy Appel, ons tyd hardloop uit, maat. Vreeslik dankie dat jy kom draai het. Ek wil graag hê jy moet vir ons moet nog 'n stukkie klaarmaak. So as jy reg is met hom, gooi. Kyk, jy het nou vir my gevra se liedjie wat jy nou baie van hou. En dis nou Hoeka, 'n song wat ek nou net voor ons uitgaan, Appel, wat skiet jy mee? Wat se geweer skiet jy mee? Kyk, tans het ek bietjie 'n situasie wat by die plaas gebeur het waar my gewere nou bietjie by die polisiestasie is. Okay. So hulle skiet nou met hulle. Wag, ek mag dit seker nie noem nie. Nee, maar daar was diefstal op die plaas. Ek het niks, nie. Dit is jou skuld. Ja, is my skuld. Jy het hulle nie gesteel nie. Ja, maar jy weet van die situasie. Ek weet van die storie. Maar wat vra jy my sulke vrae? Nou, kyk, persoonlik vir my soos jy weet, is vir my die beste. Kyk, elke ouetjie begin maar met 'n 303. En dan, maar vir my die lekkerste geweer wat ek al mee geskiet het, was die 375. Wonderlik. En dit is vir my, hy's 'n perfect allrounder. Ek dink dis 'n hartsgeweer vir my en Stefan ook so. Verseker. Ek het ook baie goeie memories. Al met my eie. Gaan ons daai storie uit-edit? Ja, jy gaan so loop. Jy sê vir ons met watter liedjie wil jy klaarmaak? Nee, nou wil ek nie meer speel nie, man. Nee, maar jy moet saam sing, nee. Wat doen ons? As hy die liedjie wil speel, dan maak ons sing saam. Dan gaan my twee laities sou baie trots wees op hierdie storie, want dis elke môre nee, dan moet ons hom speel. Dan moet jy hom speel. En as 'n nuwe boer op die dorp, sy dra kakkie rokkies kort, sy ry F250 opgeroeste Ford. Sy ken van trekkery en in die kroeg beklei. En ek wens ek kon die geheim van haar boerdery kry. En ons skree, wys my jou lemoene of jou boerpampoene. Ek wil so graag aan dit voel. Ek ook. Of jou kaalgat perskes, of dit die moeite werd is. Ek sal dit definitief moet proe. Dankie ou Appel, vreeslik dankie man. Dankie dat jy Appel, my vriend, thanks buddy. Baie dankie. Ons is nou weer terug by ons vat gou vinnige breek en dan ons volgende twee gaste in ons episode. Welkom terug by Vat die Spoor. Hier langs my sit twee van my ex-kollegas en baie goeie vriende. Groot adverteerders in ons boek. Die manne is van Wilo af. Op die verste punt sit John Matthee en hier in die middel sit Liam. Julle manne nou moeg aan teks.
Lang naweek. Goeie skou gehad Ja, baie mense, baie interessante dinge gehad. en die opkoms alright geweest Baie goed. in vergelyking met vorige jare. Ja, baie goed geweest. Baie mense, baie interessante produkte oor gesels en Ek gaan julle nie oor die ander produkte uitvra nie. Julle is met 'n spesifieke doel. Jy kan dit op julle hemde sien en met die produkte wat jy op die tafel lê. Julle twee manne is albei van deel van die Wilo groep wat die amptelike en die enigste invoerders van die Swarovski produkte in ons land is. Ek en John was bevoorreg genoeg geweest dit was laas jaar geweest, nee John? Nee, jaar voor dit. Jaar voor. Ja, is 2 jaar terug. 2 jaar terug wat ons na die IWA skou Ja, wat Richard hulle ons genooi het wat ons die Innsbruck. fabriek gaan kyk het in Innsbruck en dit was nogal iets om te sien Dit en ons gaan vanaand 'n bietjie lekker gesels oor die manne se produkte. Ons gaan fokus op die jaggoeders. Ek gaan vir Liam so vinnig vra by die verkykers om dalk so 'n bietjie verder te verduidelik vir wie dit mag aangaan. Maar kom ons begin by die jag. Die splinternuwe Z8i 0.75 tot 6 is gelaunch in Maart maand tydens IWA. Ons het so vinnig daarop geraak. Ons doen 'n nice artikel in die boek ook oor, maar sê gou vir ons vinnig John, ek gaan vir jou vra. Wat is die idee aan die 0.75? Hoekom ons ken almal 'n 1 tot 6 of 'n 1 tot wat? Wat is die idee agter die 0.75? Ek dink Stefan die belangrikste van die 0.75 is al twee oë oopskiet. Dit is as jy 1 is mos nou 1 vergroting. Dis soos jy hom nou gewoond Dis soos jy om jou gewoond is. Dis net gemakliker. Die 0.75 is net gemakliker op jou oog met al twee oë oop. So daar's geen steuring op jou oog nie. Daar's niks wat hom trek nie. Die beeld is En die groot ding wat ek by die skou toe ek al was opgetel het is wat die manne sê wat die fisiese dit wat jy deur jou teleskoop sien is baie wyer as gewoonlik. Jou in die Engelse terme soos ons hom almal ken as jy na 'n teleskoop kyk om te koop, jou field of view. Ja. En dis belangrik in sekere gevalle. Liam, gevaarlike wild sal dit werk hiermee. Ja, ek dink jou grootste ding veral in ons land met die gevaarlike wild en die vergroting wat ons gebruik op daardie spesifieke teleskoop sal wees dat die grootste nood vir hom gaan wees is 'n vinnige, soos hulle sal sê, pick-up. So as jy gou moet optel en skiet, Ja. So jy dis wil nie 'n ding soek nie. Dis nou daai slag as jy nou die buffel gekwes het of nie. Ja. En as daai ouetjie besluit hy kom, het jy nie nou tyd om gou om te gaan soek. En met die 0.75 sien jy meer. Jy sien 'n groter prentjie. vir die Ons beweging. almal weet, ons Ja. was al op 'n 9 en jy wil gou vinnig hier kyk wat aangaan, dan kan jy niks sien nie. Daai ding vergemaklik dit net nog meer as 'n 1 vergroot. Dink reg. Ja. Hoor en die Z8i, hy dieselfde gebly soos wat ons hom ken. Hy's laas jaar bekend gestel. Ja. En dis presies dieselfde. So is net 'n nuwe vergroting wat uitgekom het. Dis op. Hier voor ons op die tafel lê die 1 tot 8. Die 1 tot 8 by 24. Ek was bevoorreg genoeg. Ons gaan nie jou ding vooruit hardloop nie. Ons is nog met die Mei maand ding besig, maar ons moet maar so 'n bietjie vooruitwerk partykeer hier by Wild en Jag. Ek het hierdie teleskoop het ek op my 450 Rigby gemonteer. Ek kom nou al 'n paar jaar met die idee van 'n ultimate safari rifle. Hoe ek dink wat se kaliber, wat se greinkoel teen wat se snelheid jy moet skiet met wat se teleskoop op. En hierdie maak nogal vir my baie sin. Ek het 'n waterbok nou gejag saam met Hartsview Safaris waar ek daai teleskoop opgehaal het in 'n produktoets. En soos die noodlot dit wil hê, gebeur dit mos maar partykeer binne in die mis in die somermaande. Slaat hierdie mis en motreën, hoe Anton Goosen gesê geelperskereën slaat toe nou vir ons in. En daar het ek net weer gesien wat se verskil 'n topkwaliteit produk maak. Ek meen daar's baie fabrikate wat kan kompeteer met Swarovski en hulle doen. Maar John, hoekom wat is daai ding se retailprys? Hy's aan die verkeerde kant van 30,000 seker. Ja, hy's bietjie meer as dit. Ja. Hoekom moet 'n kliënt, hoekom moet 'n verbruiker dit oorweeg om soveel te betaal vir 'n teleskoop? Want daar's verskillende vergrotings, hè. Daar's 2 wat sê is 2 tot 16 en dan is daar die 13.3, die 1.7 1.7 tot 13.3. Ja. Dis mos nou Ons het hom vergrotings. laas jaar getoets. Ja, en dan 2 van 3 tot 18. Ja. Daar's So hy. daar, jy kan van 'n olifant op 1 meter tot 'n zebra op 350 meter kan jy skiet. Maar hoekom moet 'n kliënt daai klas van geld uithaal op optiese toerusting op sy geweer? Het jy in die mis kon jy sien met hom? Ek kon baie mooi sien. Nou dis waar Swarovski se naam vandaan kom. Kwaliteit lense in swak lig. Ja. Jy kan in die dag kan jy deur enige fabrikaat van teleskoop kyk. Die beeld gaan vir jou dieselfde En ek lyk. moet sê dis een van die eerste goed wat ek opgetel Ja. het. Maar sons op, sons onder, swak ligtoestande, mis
bewolkte, daai tipe van kondisies, dan kom die prys is mos nou nie die kwaliteit van die lens nie, dis die waarde van die lens wat daarby kom en goed is. So dan sien jy waarvoor jy betaal die prys. En op dieselfde punt met die verkykers. Gee 'n bietjie daai oranje ding hier aan. Kyk hierdie was die een van die goeders op IWA gewees. Dit het absoluut uitgestaan. Swarovski is groen nog altyd gewees en die ouens het hulle het gesê jy ou kan hom nou mooi sien naby hom verloor in die bome en dit maak alles sin. Ek dink tog dit was 'n tipe van 'n bemarkingstand, iets wat ek nooit sou uitgedink het nie. Maar ek dink dit het tog gewerk. Dit het die skietwêreld gevat. Almal praat daaroor, dit gons daaroor. Ek het nou met hom gewerk en elke persoon wat die foto's gesien het, vra net, hoorie, so ek dink dit het die hype gekry het wat daar was. Maar dieselfde vraag gaan vir toerusting soos hierdie, selfs hoekom 'n verkyker? Daai is nou vir skiet. Ons het nou almal gesê skiet lekker, maar hoekom 'n verkyker? Ook so topgehalte verkyker, hoe hom nodig as 'n jagter? Ek dink as 'n jagter baie keer as jy nou veral in die bos wanneer daar verskillende vlakke lig is, ligtoestande. So jy kyk nie net noodsaaklik in die son na die son toe nie. Jy kyk baie keer in 'n bos, onder 'n bos. Waar jy nou in lae donker toestande nou wil kyk en iets moet identifiseer waar jy met 'n goedkoper of 'n ander fabrikaat dalk nie, jy gaan sien daar is iets. Ja. Ek dink waar hulle ook nou fokus soms met die hoofsaaklik met die volkyk. Dus jy wil binne in daai bos sien. Jy wil in daai donker sien, jy wil kleure, jy wil definisie, jy wil kontras sien om te kan identifiseer wat dit is waarna jy kyk. Voeltjie kyk is nou, ons het nou nie vanaand tyd daaroor nie, maar dis nog 'n onderwerp waar ou met hierdie ding kan ingaan en dan kan ou nou vra 8 by of 10 by wat ook al, maar dit wat jy nou noem in 'n bos in. Dit het ek nou al ek jag nou al 'n rukkie met my. Ek het vir myself het ek 'n EL, hier's my eie verkyker waarmee ek jag. Lekker klein en kompak. Ou kan self besluit afstand meter of nie wat in moet wees. Maar ek het eers vanuit ek met hierdie ding self begin die waarde gesien van so 'n ding. Nou wat jy praat van in 'n bos en kyk. Daar staan 'n blou wildebees op 40 tree agter 'n bos waar jy kan nie eens sien of dit 'n bil of 'n koe is nie. Waar die beroepsjagter die ding optel en sê vir jou daai bil is 27 duim ons kan hom skiet. En jy kan nie verstaan waar jy oor vandaan kom nie tot jy self met so iets begin werk. So nee, hoorie julle manne, dankie dat julle ingekom het. Ek hoop julle kry dan 'n ruskansie na die rowwe week laasweek en julle kan kyk in die Junie maand uit in die Junie uitgawe wat oor 'n paar weke op die rak is. Is die jagte op in die video, dan kan jy sien hoe lekker staan die oranje EL uit. So maar John, Liam, dankie dat julle hier was en ons gaan nog 'n paar lekker goed doen deur die jaar met 'n paar produkte. Ons gaan oor die DS praat, maar die can of worms soos die Engelsman sê, kom ons los hom uit vir nou. Ek glo julle het genoeg geplease en explain op Antix. Luister baie, dankie julle saam gekyk het. Ons tyd is ongelukkig klaar, baie lang episode gewees hierdie week. Volgende week kom maak Dries van Koller 'n draai by ons. Hy is die president van FASA, die beroepsjagtersvereniging van Suid-Afrika en Hanke gaan weer by ons toe aansluit. So tot volgende week. Dankie julle saam gekyk het.